Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie Woensdag, die 22ste April 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Psalm 146 vertel ons dat God is ons enigste ware helper. En dit is so. Ons as mense het baie keer ons hoop in mense. En baie kere word ons teleurgestel in mense. Want mense soek die meeste van die tyd hulle eie weë. Ons beplan môre, ons beplan oormôre, ons beplan volgende jaar. Maar wie weet ons gaan daar uitkom? Net die Here weet. Halleluja. Loof die Here, o my siel. Mag ons die Here loof en prys van ons binneste uit. Ek wil die Here prys, solank as ek lewe. Ek wil psalm sing, tot eer van my God, solank as ek nog daar is. Die skrywer van hierdie psalm is opgewonde. Hy wil die Here loof, hy wil hom prys, want hy weet, in die hand van die Here is goedheid en guns. Hy bring vrede en lof. Hy bring genesing. Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Jy weet, ons kyk na die storie van Israel en ons sien, op 'n stadium het hulle 'n koning gesoek. En God het vir hulle Saul gegee. Saul as koning. Mooi van aansien. Lank, sterk gebou, goeie spraak. Slim. Alles wat 'n mens kan begeer om te hê, het Saul gehad en die mense het opgekyk na hom. Maar jy sien, dit is waar die fout inkom. God het Israel daar gewys dat 'n mens maak foute. 'n Mens dwaal af. 'n Mens se tyd is enige tyd. Maar ons vertroue moet in God wees, want hy is ons enigste koning, ons enigste heerser. Want sy lewe kan nie net sommer môre eindig nie. Hy is van die begin tot die einde, tot in ewigheid. By hom is daar nie eers tyd nie. Ja, die mens se gees gaan uit. Hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Maar welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Here sy God. Jy weet ek het in my lewe op 'n stadium, het ek gedink ek is 'n Christen, het ek gedink ek is 'n gelowige. Maar ek het nie reg gelewe nie. Ek het nie die regte keuses gemaak nie. Ek het nie God geken in alles wat ek wil doen nie. Ek het nie baie gebid nie. Ek het gebid wanneer ek God nodig het. Wanneer daar probleme was. Wanneer ek bedruk gevoel het. En dit was 'n teken al reeds dat my hoop is in hom gewees en daar het 'n dag gekom wat hy my lewe kon verander het. Heeltemal. Dat ek my lewe heeltemal oorgegee het aan hom. En dis waar God wil hê ek en jy moet wees. Dat ons lewe oorgee aan hom, dat ons hom vertrou in alles. Nie net wanneer ons in hom wil hoop hê nie, nie net wanneer ons hom nodig het nie, maar in alle tye. Want dis hy wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid. Dis ons wat afdwaal, dis ons wat verkeerde besluite maak, dis ons wat ons hoop plaas in die verkeerde dinge. Wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeres brood gee. Die Here maak die gevangenes los. Maar onthou, hy maak dit los, hy gee aan die wat op hom hoop, wat aanroep tot hom, wat uitroep tot hom, wat weet hy is daar, wat weet dat hy kan hulle verlos. Die Here open die oë van die blindes. Die Here rig die wat gebo is. Ons almal was blind op 'n stadium.
Ons almal het eens op 'n stadium krom geloop en dalk is jy nog steeds blind, dalk is jy nog steeds krom. Maar die Here sê vandag vir jou, hy hoor jou gebed en hy sal jou oë open. En hy sal jou weer laat regop loop. Op die Here het die regverdiges lief. Die Here het die regverdiges lief. Kom ons toets ons eie harte. Is ons regverdig? Maak ons met mense soos wat ons moet, soos wat die Here sou doen. Help ons waar ons kan. Bid ons vir ander. Die Here behoed die vreemdelinge. Hy rig wees en weduwee weer op, maar die weg van die goddelose maak hy krom. Jy sien, selfs die eensames, die weduwees, die wees, hy is met hulle. Hy herstel weer hulle lewens, as hulle op hom vertrou. Dis nie maklik om altyd ons vertroue in die Here te plaas nie, want hy is 'n God wat ons nie sien nie, maar hy is 'n God wat ons voel. En die dag wanneer jy hom voel in jou hart, wanneer jy hom voel jou aanraak, wanneer jy terugkyk in jou lewe en jy sien dat hy het wel jou lewe aangeraak daar en daar en daar, hy het jou wel beskerm daar en daar en daar, hy het jou wel brood gegee op die regte tyd op 'n tyd, die hom wel vertrou het. Dis ons wat afwyk, dis ons wat van die pad byste raak. Maar die Here sê vandag vir jou, kom terug, sit jou vertroue in my, en ek herstel jou pad. Ek maak jou kromrug weer reguit. Ek maak jou blinde oë weer oop. Ek maak jou stomme ore weer oop, dat jy kan hoor. Want die woord sê tog, ons moet die Herder se stem kan ken. Hoekom dwaal ons af? Hoekom sit ons vertroue soms in mense, in plaas van in God? Ons kyk gereeld, of ons sien op sosiale media gereeld, hoe mense hulp vra. Jy sien, ons hulp moet eers by die Here wees. Ons hulp geroep, moet eers na hom toe uitgaan. En wanneer ons vertroue daar is, dan sal hy versorg. Hy sal dit wat tekort is in jou lewe herstel. Maar jy moet die eerste tree gee. En die Here is vir ewig koning. Jou God, o Sion, is van geslag tot geslag. Halleluja. Die woord sê hierso, in vers 9, dat hy maak die weg van die goddelose, maak hy krom. Laat hy jou pad reguit maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat Christus Jesus al reeds op ons pad is, vooruit. Dat hy reeds vir ons die lig gee waartoe ons gaan. Laat ons sy stem volg en laat ons hom volg. Laat ons nie afdwaal nie, laat ons nie ons hoop op mense plaas nie, maar in God alleen. En daarom kan ons U loof en dank. Ons kan U prys, Here. O my siel roep uit na U. My hart roep uit na U. Here, dankie dat U ons verdedig in elke saak. Dankie dat U herstel wat gebreek was, omdat ons hoop in U is. Dankie, Vader, vir die liefde en die genade, die vrede wat U in ons plaas, omdat ons weet, U beklei vir ons. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.